nog sak. Die Bybel sê, toe hulle se denke verander, 12 uur, toe gaan die kettinge van hulle se hande af. Die droom se deure begin oopgaan. En die manne wat wag gehou het, begin aan die slaap word. Want die denke is verander. Ons vertrou te veel mekaar. En wanneer ek werk gaan soek, dan bel ek al my broers, al my susters, my dierbares. Hulle moet weet, die gees van die Here is sterk op my. Ek gaan nou om werk te gaan soek. Die Bybel sê, hier loop Joseph met sy broers na die put toe. En sy broers beplan sy val in die put. Die plek waar jy op pad is die plek waar jou broers, jou susters, jou val beplan. Wees wakker. En die Bybel sê, hier stap, hier kom ek by die put. 'n man van God, 'n dromer. Hoekom wys God om my dat hy in die put sal verraai word nie? Maar daar is sekere punte, daar is sekere dinge wat God jou nie sal wys nie. Daar is sekere punte en plekke waar jy sal op inval, wat die Here jou nie sal wys nie. Maar wat die Here wil hê, is dat jy jou droom aan die lewe moet hou. Die Bybel sê, hy gaan met sy droom in die put in. Maar toe hy uit die put het opstaan, toe het Joseph 2 keuses. Toe weet hy, ek moet nou kies tussen my droom en die realiteit. Hy sê, as ek uit die put het opstaan, staan ek nie meer in my droom op nie, maar ek staan nou in die proses. En hierdie proses is bitter. Hierdie proses is seer. Hierdie proses het dorings. Maar hy sê, my droom sal afhang van die proses. Moenie ophou om te droom nie. Bly in die proses. Moenie ophou om te sê ek sal. Dit maak nie. Bly in die proses. Want die proses berei jou gees voor jou droom. Halleluja. En hier is 'n man wat in 'n proses is, wat genoem word Mephiboset. En hy kom by 'n plek waar die realiteit van sy droom, die wense van sy pa nou moet voltooi word. Want daar moet 'n erfgenaam oorgehandig word. En hierdie erfgenaam kan nie aan enige iemand wat sê ek is die man oorgehandig word nie. Hier kom Dawid in die veld, besig om met die skape daar rond te loop in die veld. Sy pa erken net 7 seuns. Maar die een wat eintlik deel moet wees aan die tafel is nou afwesig. En hier moet olie afgehandel en oorgehandig word. En ons kan nie olie oorhandig aan iemand wat sê ek is die man nie. En die Bybel sê, hier is Dawid in die veld. En die Bybel sê, Samuel kyk na hierdie 7 manne. Hy vra vir Isai, is daar nog iemand? Is daar nog iemand nie?